Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag donderdag die 30ste April 2026. Ja, en hierdie hele week gesels ons oor klippe en stene. En vanoggend oor sekerlik die kleinste van die klippe. Gewoonlik hierdie hele week oor die grootes, hierdie kleintjie. Die klip uit Dawid se slingervel. Ons lees uit 1 Samuel 17 vers 49. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Nou hierdie is seker een van die bekendste tonele in die Bybel. 'n Jong herderseun staan teenoor 'n reuse kryger. Aan die een kant is daar pantser, wapens, ervaring en brute krag. En dan aan die ander kant is daar 'n slinger, 'n paar klippe en 'n onwrikbare geloof in God. Menslik gesproke het dit glad nie eers na 'n geveg gelyk nie. Dit was 'n verseker nederlaag. Maar dan gebeur daar iets merkwaardig. Een klip, een oomblik, een trefslag en Goliat val. Wat vir 'n mens onmoontlik gelyk het, word deur God in 'n oomblik omgekeer. En die klip uit Dawid se slinger simboliseer die presiese oorwinning van God. Nie toevallig nie, nie sommer maar net nie, maar doelgerig, op die regte plek en op die regte tyd. Israel het onwaarskynlik gewag vir 'n soldaat, 'n generaal of 'n groot leer om Goliat te verslaan, maar God stuur 'n herderseun. Dis maar miskien hoe ons ook maar vandag is. Ons verwag dat God op 'n groot, indrukwekkende manier moet werk, deur mag, deur status, deur menslike invloed, deur onmoontlike, onmiddellike, dramatiese ingryping. Maar God kies dikwels eenvoudige middele. Hy gebruik 'n staf in Moses se hand, 5 brode en 2 visse in die Nuwe Testament, 'n krib in Bethlehem, 'n kruis op Golgotha en hier eintlik maar net 'n klein klippie in 'n slinger. God hou daarvan om menslike trots te omseil, sodat sy eer duidelik kan skyn. En 1 klip was genoeg. Dawid het 5 klippies opgetel, maar net 1 was genoeg. Wanneer God optree, het hy nie oorvloedige middele nodig om 'n oorwinning te bring nie. Wat vir ons te min lyk, is genoeg in sy hand. Die teks sê, die klip tref Goliat in die voorkop. Dit was die kwesbare plek, die deel wat nie beskerm was nie. En dit wys iets van God se wysheid. Hy slaan nie liekraak, sommer maar net ergens nie. Hy werk presies. En wanneer God jou stryd hanteer, dan weet hy waar die ware probleem lê. Hy weet wat aangespreek moet word. Hy weet wat 'n deur oopgemaak moet word, watter wortel genees moet word en watter trots gebreek moet word. En hoewel die oorwinning van God kom, moes Dawid steeds sy deel doen. Hy moes eerstens opdaag, hy moes glo, beweeg, mik en dan daardie klippie loslaat. Geloof beteken nie passiwiteit nie. Vertroue in God sluit gehoorsame aksie in. Wat beteken dit vir ons vandag? Moenie jou stryd net met menslike oë meet nie. Wat onmoontlik lyk vir jou, is nie onmoontlik vir God nie. Jy moet gebruik wat God jou reeds gegee het. Dawid het nie Saul se pantser nodig gehad nie. Hy moes gebruik wat reeds in sy hand was, 'n klein klippie. Vertrou God se akkuraatheid. Hy weet presies waar en hoe om deur te breek. En neem geloofstappe. Dit beteken, wees aktief. Die klip moes gegooi word. En onthou namens wie jy veg. Jy staan nie alleen nie. Christus het reeds die finale oorwinning behaal. Miskien moet ons fyner kyk en die kleiner dinge raak sien wat God net so akkuraat gebruik. 'n Klein klippie. Dankie Here, dat hierdie verhaal van Dawid en Goliat so in ons geloofsgeskiedenis ingebed is en ons almal dit ken
en het vir ons elke keer in verwondering laat staan. En soms is dit maklik om die groot klippe raak te sien. Maar hier, die klein klippie, want dit het juis die wonder laat gebeur. Mag ons ook ervaar hoe U die klein dinge in ons lewens gebruik, om eintlik groot veranderinge te bring. En dankie dat U die een is, wat dit vir ons doen. Ons bid dit in U naam, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.